skoolhoofde in alle vorms en groottes. Ek was nog altyd 'n ywerige student van beide leierskap en skoolhoofskap. Ek is mal daaroor om saam met skoolhoofde in 'n vergaderingskamer te wees. Of dit nou net 3 of 4 is wat by mekaar kom, of tot 2000 by die voltallige sessie van 'n internasionale skoolhoofkonferensie soos wat ek onthou in Kaapstad 2005. Die heel eerste geleentheid wat by die CTICC aangebied is. You see principles in all shapes and sizes. Dis daardie eerste kyk van 'n skoolleier wat my fascineer. Die onwaarskynlike kort ou soos ek, die streng sergeant-majoor tipe, die trotse vrou in tradisionele drag, of die baie moderne jong professionele persoon. Dit is eers wanneer ek daardie eerste kans kry om die persoon in aksie te aanskou, dat die hoof, die meesteronderwyser en menseleier deurskyn met natuurlike gesag, besonderse konteks en daardie leierskapsgedrag wat onmiddellik herkenbaar is. Goeie leierskap, sê Charles Handy, is soos skoonheid. Jy weet dit wanneer jy dit sien. Maar vanweë sy byna oneindige verskeidenheid en sy uiteenlopende kontekste en persoonlikhede, weerstaan dit enige presiese definisie. Dit kom ook in baie vorms en groottes voor. Ons het almal gesien hoe skoolhoofde deur hul woorde inspireer, ander deur hulle intellek of beplanning en organisatoriese vaardighede en nog ander, belangrik, deur hul voorbeeld. Ons het almal ons eie handelsmerk van leierskap en onthou dat die beste leiers 'n mengsel van style gebruik soos situasies dit vereis. Daar is net een manier om jou spesifieke leierskapstyl te ontwikkel, en dit is om visie, tegniese kundigheid, bestuursinsig of sagte vaardighede soos sistemiese denke, selfgelding en aandag aan detail by jou persoonlikheid en by die daaglikse manier waarop jy jouself aan jou skool gee by te voeg. Sekerlik, jou skool het dalk sy swaar verdiende reputasie en konsekwentheid, maar as skoolhoof bring jy 'n kultuur in verskillende benaderings wat uniek aan jou is. Hoopelik, wanneer jou termyn as skoolhoof tot 'n einde kom, sal die skool se klimaat positief bly en sy verwagtinge hoog, maar sy gevoel sal die nuutheid en persoonlikheid van jou opvolger weerspieël. Wat my verbind met 'n skoolhoof wat ek dien, is die begrip van hoe ons lewens is. Wat dit verg om honderde en honderde kliënte almal op dieselfde tyd, op dieselfde perseel te hê, wat dit verg om die hele dag, elke dag verantwoordelik te wees vir hul welsyn, vooruitgang en geluk. Wat dit verg om verandering te lei en te bestuur en meer verandering. En wat dit verg om onderwysers op hulle beste te hou. Om 'n veel eisende administratiewe las te dra, te hanteer en om 'n skool en alles wat dit behels deurentyd in jou gedagtes te hê. Verskoon my om dit te herhaal. Maar hoe meer skoolhoofde jy leer ken, vertrou, waardeer en besoek, hoe meer leer jy om 'n skool te lei. Jy leer om op te kyk, te wees vir idees, na toponderwysers
by wie jy kan leer, vir strategieë wat beproef en getoets is, en vir oorskynlike eenvoudige dinge soos die kreatiewe gebruik van lokale, die vaartbeleining van die daaglikse voedingsskedule, nuwe hulpbronne wat 'n impak maak op suksesvolle nie-regeringsgemeenskapsvennootskappe wat jy kan uitnooi om nuwe inisiatiewe te begin en om vaardighede te bevorder. Ander skoolhoofde se ervaring dien ook om ons te waarsku teen slaggate om te vermy. Moenie dat die ander vorm en grootte beginsels jou op enige manier minderwaardig laat voel nie. Selfs met byna 3 dekades as skoolleierskapservaring is ek dikwels bekommerd oor hoe min ek weet. Skoolhoofskap gaan nie daaroor om meer as enigiemand te weet nie. Dit gaan daaroor om op te dag en te luister en diegene wat hulle eie vakgebiede het, energie te gee en te lei. Dit gaan daaroor om spanne kundig in alle vorms en groottes te bou, om saam te werk, om onderwysers en leerders te help, om hul volle potensiaal te verwesenlik. Die beste leiers is veral openlik daaroor om hulle eie sterk, maar ook swakpunte met hulle spanne te deel. 'n Uitnodiging aan ander om op te tree en 'n verskil te maak waar dit die nodigste is. Ek is mal oor die wyd gebruikte skoolplakkaat wat verskillende vorms en groottes wys. Ons is dalk almal verskillende visse, maar in hierdie skool swem ons saam. In nabetragting, laat ons onthou dat jy jou naam moes voorhou as 'n leier met 'n wenvisie, om 'n skoolhoof te word, saam met ander in verskillende gedaantes. Jy is gesif, gekortlys, onderhoude gevoer, genomineer en aangestel. Van al die grootes wat hulle hul hoop in huisgenoot geplaas het. Hul nuwe skoolster. Hulle het sterkpunte in jou gesien en jou gesteun om 'n skool se sukses te vorm, om sy gemeenskap te wen. Sekerlik, baie aspekte van skoolhoofskap is ernstig moeilik. Dit is ongetwyfeld kompleks en stresvol. Jy is verantwoordelik vir elke mens, elke dag en elke aktiwiteit, en jy hanteer voortdurend negativiteit, klagtes en swak dissipline. Hulpbronne is 'n voortdurende uitdaging. Administrasie is nimmer eindigend. Wanneer dinge verkeerd loop, soos dit gebeur, is daar kritiek. Jy is die een in die spervuur. Dit kan frustrerend wees. Bly daar. Dit is dieselfde vir alle skoolhoofde, selfs die beste. Maar daar is ook werklike voordele daaraan verbonde om die skoolhoof te word, soos om persoonlike agentskap oor jou daaglikse program te hê, soos om 'n span te hê om jou te help, selfs 'n klerk of sekretaresse, om jou te beskerm en te ondersteun. Jy word 'n gemeenskapsleier. Mense soek jou raad en jou toestemming. Jy geniet 'n mate van buigsaamheid om besluite 'n persoonlike aanraking te gee. Jy word vertrou om mense se selfvertroue. Jy kry geleentheid om die prestasies van jou leiers en onderwysers verteenwoordig in die tye. En jy erf 'n aansien wat 'n onmiddellike respek, 'n mate van drag en selfs bietjie vrees meebring. Jou identiteit en individualiteit is nie 'n aanspreeklikheid nie. Dit is 'n uitdaging. Besit dit. Dit laat jou toe om jou onderwysers, ons kinders en hulle ouers
te bereik, almal in hul verskillende vorms en groottes.